Die Bybel is saamgestel uit die woorde van profesie. God het voorbeskik wat sou gebeur selfs voor die skepping en het die werk van verlossing volgens die profesieë van die Bybel uitgevoer. Die lewe van die mensdom is nie anders nie. Daarom, as ons nie die profesieë glo nie, kan ons nie gered word nie. God is ons lig. Terwyl die kinders van die lig uitgaan na die hele wêreld en die lig van die lewe skyn, die Pasga en die lig van verlossing van God aan hom, stroom mense van regoor die wêreld na Sion. Nou, die woord van profesie word vervul, nasies kom en die geringste word 1000, die kleinste 'n magtige nasie. Daar is ontelbare kerke regoor die wêreld. Die enigste kerk wat egter al hierdie geseënde profesieë vervul is die kerk van God. Die kerk wat mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees doop en die naam van God die Heilige Gees aanroep, wat die Verlosser is. Ons moet die woorde van profesie glo. God het gesê dat sy woord wat uit sy mond uitgaan nie leeg na hom toe sal terugkeer nie, maar volbring sal word. Ons moet nie net die woorde van die Bybel lees en hoor nie. Daar word gesê, geseënd is die wat ter harte neem wat in die Bybel geskryf is. Die Bybel is 'n boek wat die weg na verlossing wys. Deur die Bybel verduidelik God twee paaie, die pad van vernietiging en die pad van verlossing. God het hom oor jou ontferm wat sonde gepleeg het, wat die dood verdien en uit die hemel gewerp is. Daarom het hy net soos jy in die vlees na hierdie aarde gekom en jou die weg na die hemel geleer deur die waarheid van die lewe, die Pasga, en die 7 feeste in 3 keer. God het jou doodsonde in jou plek gedra. Maar totdat jy die hemel ingaan, moet jy jou van jou sonde bekeer, God se woord bewaar en die weg van die nuwe verbond beoefen. Ons moet 'n pragtige hart van liefde hê en gehoorsaam wees aan al die woorde wat in die Bybel geskryf is. Soos jy naaste lief hê soos jouself, waardeer ander bo jouself, wees bedagsaam teenoor ander en wees geduldig. Eers dan kan ons die hemel binnegaan. Ons moet luister na die woorde van God en die weg van verlossing aan mense verkondig. Net soos mense na die weervoorspelling luister en daarvolgens voorberei, kan ons maklik moeilike situasies oorkom as iemand ons vooraf kennis gee. Net so lig die Bybel ons in hoe om teen die komende rampe beskerm te word. Ware profete moet mense leer om die woorde van God te verstaan en die rol te speel om te verhoed dat swaar kry oor hulle kom en hulle red. Daar is geskrywe dat die son van geregtigheid sal opkom met genesing in sy strale vir diegene wat God se naam glo en eer. Die Pasga, wat God se seël is, sal mense van rampe genees. Wanneer ons die nuwe verbond Paasfees hou, woon God in ons, so selfs wanneer rampe kom, gaan hulle by ons verby en sien God se vlees en bloed. God sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gee, die ewige koninkryk van die hemel, aan diegene wat in sy beloftes woon. Hierdie profesie sal sekerlik waar word. Ons het in die waarheid gekom en die woorde van profesie geglo dat ons die ewige lewe sal ontvang en die koninkryk van die hemele sal binnegaan.
Daarom moet ons voorberei vir redding en die voedsel van die lewe, die Pasga, deel met diegene wat in rampe sterf. Moet ons nie vinnig nog een woord van die waarheid van die lewe aan hulle oorgee sodat hulle vir redding kan voorberei nie. Sion is die plek waar God vir ons die pasgebrood en wyn gee, die voedsel van die lewe. Kom ons leer hulle om sonder versuim na Sion te kom. As ons baie mense na God se kant toe lei, sal God vir ons belonings gee wat soos die sterre in die hemel skyn. Niemand kan daardie heerlikheid van jou wegneem nie, so lei asseblief baie mense na die koninkryk van die hemele as ware profete wat vir ewig en altyd sal skyn.